Goeienaand en welkom by vanaand se oujaarsdiens. Mag jy, wanneer jy terugkyk oor 2020, die Here ook in jou verhaal raak sien. Maar mag jy weet dat hy saam met jou nie net hierdie jaar afsluit nie, maar ook 2021 met jou binnestap. Deesdae is dit vir baie mense moeilik om stil te word. Dis amper die moeilikste ding wat mens van enige persoon kan vra. En ons beheptheid met tyd maak dat ons nie tyd daaraan wil afstaan nie. Ons is ook bang vir dit wat ons oor onsself sal ontdek as ons werklik die dag stil in ons binneste is. Maar stilte help ons om teenwoordig te wees. Die eerste ding wat gebeur is dat ons teenwoordig is met onsself. En wanneer jy stil word, ontdek jy jouself en raak dit moontlik om God te ontdek, want ons weet mos dat die opgestane Christus in ons teenwoordig is deur sy Gees. Ek gaan 'n paar oomblikke gee dat ons kan stil word en terugkyk oor hierdie jaar wat verby is. Dink oor hoe hierdie jaar jou uitgedaag het, watter aanpassings jy moes maak en watter moeilike tye jy ook deur is. Maar dink ook oor wat jy in hierdie jaar gewen het, hoe jy gegroei het en waar jy op onwaarskynlike plekke verras is deur die mooi in hierdie lewe en ook hoe die Here in jou lewe aan die werk is. Dink vir 'n paar oomblikke oor hierdie jaar wat verby is. Wanneer laas het jy oor tyd nagedink? Die hele konsep van tyd. Einstein het 'n uiters moeilike relativiteitsteorie oor tyd, waarin hy sê dat tyd nie so universeel is en absoluut konstant is soos wat ons dink nie. Tyd verskil afhangende van die hoek waaruit jy na iets kyk en die verskil in spoed tussen die observeerder en die voorwerp. Met ander woorde sê hy tyd is relatief. Dit hang af waar jy jouself bevind. Nou as ons Einstein se teorie verdraai en dink oor ons eie lewe, wonder ek, het jy al gedink hoe jy jouself oriënteer tot tyd? Ons sit vanaand hier en ons hele ingesteldheid is gevorm deur die dag en die datum, 31 Desember. Ek leef my lewe gedrewe deur my horlosie en gedrewe deur my dagboek. Ons sê die hele tyd, watter dag van die week is dit? Hoe laat is dit in die dag? En watter maand is dit? Sielkundig stel jy jouself in ten opsigte van waar jy is, vroeg in die jaar of hier in die einde van die jaar. En die meeste van ons leef relatief tot ons oriëntasie van tyd. Hoe ons lewe in terme van tyd het 'n groot effek op ons. Dikwels 'n houvas op ons. En 'n mens kom met die beste agter as jy op vakansie is en jy verloor 'n bietjie tred met die dae van die week en die tyd van die dag. As jy op vakansie is, besluit jy nie normaalweg wat jy wil doen op grond van die tyd op jou horlosie nie, maar op grond van dit waarvoor jy lus is. As jy terug is in jou rutine en jy oriënteer jou hele lewe ten opsigte van jou horlosie en jou dagboek, kom jy bitter vinnig agter watter effek dit op jou het. So speel tyd 'n groot rol in ons lewens. Dink net hoeveel woorde, sinne en gedagtes in jou lewe het met tyd te doen. Hoe laat is dit? Maak tyd vir my. Ek gaan laat wees. Hoe lank gaan dit neem? Jou tydsberekening is sleg. Al hierdie goeders laat my wonder. Besit ek en jy tyd of besit tyd vir ons? Binne die idee van tyd sit 'n dieper dryfveer. Ons almal soek na sin en betekenis. Ons wil ons tyd reg gebruik. En dit het alles te doen met hoe jy oor die lewe en die sinvolheid van die lewe dink. Daarom is ons so bewus van tyd. Dis hoekom ons op 31 Desember altyd dink oor die nuwe jaar wat voorlê. Wat kan ek doen om hierdie jaar sinvol te maak? Is seker die grootste vraag in meeste van ons se gemoed. Want jy wil beheer neem.
Jy wil besluite neem wat jou lewe in 'n rigting gaan stuur. Jy wil die goeie beleef en veroorsaak, so ver soos wat jy kan. Jy wil die slegte vermy en daarom is ons so bewus van tyd. 'n Boek wat ons hiermee help is Prediker. Dit het 'n bepaalde idee oor tyd gehad en het ook 'n bepaalde idee en siening oor die lewe en die sin van die lewe gehad. Saam met dit was daar ook 'n bepaalde wysheid. Prediker sê alles kom tot niks en dit bepaal hoe ons oor die lewe moet dink. Kom ons lees Prediker 3 vers 1 tot 15. Druk gerus die pausknoppie, blaai na Prediker 3, vra vir iemand om 'n gebed te doen en gesels oor wat hierdie paar verse jou oor tyd leer. Druk gerus die pausknoppie en lees hierdie gedeelte saam. Baie mense lees Prediker verkeerd omdat hulle nie verstaan wat die tipe wysheid die boek is nie. Prediker is proteswysheid. Dis meer soos Job as die ander wysheidsliteratuur in die Ou Testament. Wysheid was die insig oor hoe die lewe en God werk en hoe jy sin in die lewe kry. Die denke in die Ou Testament het deur 3 fases van wysheid geloop. Prediker was die 3de fase, die anti-wysheidsfase. Prediker staan teenoor die vorige idee oor die lewe en oor God. Die vorige wysheidsliteratuur was gefokus op vergeldingsteologie of die oorsaak en gevolgteorie. Met ander woorde, as jy goed doen, sal jy beloon word en as jy sleg doen, sal jy gestraf word. Dit het gesê dat God sal jou seën as jy 'n sekere goeie daad doen en God sal jou straf as jy sleg is. Prediker sê dit werk nie so nie. Dinge gebeur in die lewe ongeag of jy goeie of slegte dinge doen. Prediker het na alles gekyk en gesien hoe die lewe werk en hy het besef, alles kom tot niks. Alles is relatief en hou nie vir ewig nie. Almal gaan uiteindelik dood, of jy nou hard gewerk het en of jy nou lui is, of jy goed doen en of jy sleg doen. Alles is te vergeefs. Tog kan Prediker ons leer oor tyd. Prediker sê daar is 'n patroon in die lewe, seisoene, tye, gebeurtenisse ensovoorts. En hierdie goed gebeur. Ek en jy het nie beheer daaroor nie. Hy sê eintlik tong in die kies, ons moet ophou dink dat ons dit kan beheer deur goed te doen of sleg te doen. Want dis groter as my en jou. Tyd en seisoene is in God se hande. Daar is een ding waar ek en jy moet vrede maak. En in vers 11 sê Prediker dit ook reguit. Jy gaan nie God verstaan nie. Mense spandeer ure en dae om te probeer verstaan hoekom God iets toegelaat het, of hoekom iets in hulle lewe gebeur. Het ek iets verkeerd gedoen, of word ek gestraf? Vra mense, of hulle sê, ek het soveel goeie dinge gedoen, hoekom gebeur hierdie met my? Die lewe het nie altyd 'n antwoord nie, sê Prediker. En om jy heeltyd daaroor te bekommer is nie die moeite werd nie. Mense bekommer hulle oor baie goed, oor die land, oor die toekoms, oor 'n klomp goed. En ons is geneig om blinde kolle te hê. En een daarvan is dat ons perspektief so klein is, dat ons nie die groter seisoene in die lewe kan raak sien nie. Ons sien nie die groter prentjie raak nie. Ons dink alles hier in Suid-Afrika is sleg. Alles gaan oor korrupsie, verval en oor die ANC. En ons wil maklik skuld gee. Maar die hele wêreld het 'n tendens, 'n baie groter tendens. Dit gaan moeilik met die hele wêreld. Dis nie net hier nie. Prediker sal sê, ontspan, jy het nie beheer daaroor nie. Dan gaan hy ook verder en sê dit is ook waar van jou eie lewe. Jou lewe het seisoene en daar gebeur goeie en slegte goed. Dis hoe dit is. Prediker sê ons is nie in beheer nie en dinge gebeur met ons in die lewe. Daar is 'n tyd vir alles, 'n patroon en 'n seisoen. En in dit alles soek ons sin, betekenis en iets meer in die lewe.
Prediker sê ook, ons is geskep met 'n kapasiteit om die ewige in te wil gaan. Ons lewe maar nie net met die uitkyk van sommer maar net nie. Ons soeke na betekenis en sin is eintlik 'n soeke na die Here. Ons is nie vasgevang in die tydelike van hierdie lewe nie. Ons het die vermoë om verby die tydelike te sien. Ons sien verby die tyd, die seisoene en die tendense wat ons nie kan beheer nie en vind die Here. En in die Here vind ons iets ewig, iets meer. So wat nou? Wat gemaak met die tydelike? Prediker sê reguit, moenie die heeltyd tyd verby wens nie. Ons lewe so maklik met as hierdie jaar net verby is, of as hierdie week net kan verbykom, of as hierdie slegte tyd in my lewe kan verbygaan. In elke seisoen, in elke gebeurtenis, kan jy betekenis vind, al verstaan jy dit nie. Moenie die lewe verby leef nie. Leef in die nou. Geniet die lewe as 'n gawe. Jy kan sin vind hierdie jaar, as jy besef elke oomblik van die lewe is 'n gawe. Vreugde lê in die genot van die oomblik. Daarom, vind vreugde in die lewe ten spyte van tyd. Uiteindelik sê Prediker, moet jy balans in die lewe hê. Lees die seisoene. Soms moet jy hard werk en soms moet jy ophou werk. Soms moet jy nuwe dinge aanpak en soms moet jy niks doen nie. Jy moet balans kry in jou lewe, anders gaan jy nie die vreugde van God ontdek nie. Wat is die uiteinde van dit alles? Wat moet ons leer oor tyd? Wat moet jy dink oor tyd? Hoe gaan jy hierdie jaar wat kom oor tyd dink? Daar is een belangrike waarheid waarmee jy 2021 kan ingaan. God is buite tyd. God is groter as tyd. En dit is belangrik om hom te gaan vind buite dit wat jou vashou. Amen.